Ek deel met jou die ware verhaal wat Charles Spurgeon vertel het van hoe dat God vir sy oupa James Spurgeon gesorg het. Jy sien gewoonlik wanneer ons probleme ervaar, raak ons angstig en bekommerd. Ons wonder hoe gaan dit ons dit maak. Nou Spurgeon se oupa was ook 'n predikant. Hy het 'n groot gesin gehad en 'n karige inkomste. Maar hy het ervaar dat die Here elke dag vir hom sorg. Eendag het 'n ramp hulle getref, en toe hy by die kraal kom, was die melkkoe dood. Sy vrou was bekommerd. Daar was nie geld om 'n ander een te koop nie. Hulle het die melk nodig gehad. Maar sy oupa het dadelik in die geloof gereageer deur te sê dat die Here nie verras is oor wat hier gebeur nie, dat hy op 'n ander manier sou voorsien. Sonder dat hulle dit geweet het, het 'n groep in Londen geld vir predikante ingesamel en hulle het 'n ruim bedrag vir hom gestuur. Hy het die geskenk net die volgende dag ontvang. Jy sien, God se tydsberekening is altyd perfek. Hy gebruik verskeie middele om sy getrouheid te bewys. Hy's 'n vader wat weet hoe om vir sy kinders te sorg, en sy versorging is altyd genoeg en op die regte tyd. Daarom wil ek 5 belangrike lesse met jou leer uit hierdie storie. Die eerste is, geloof rus in God se vermoë, nie in ons omstandighede nie. Toe die koei dood is, was James se vrou verstaanbaar ontsteld, aangesien die gesin daarop staat gemaak het vir melk. Maar James se reaksie was, God kan vir ons 50 koeie stuur as hy wil. En daarin sien ons hierdie belangrike beginsel. Moenie wat God kan doen, probeer meet aan dit wat jou skade is nie. 'n Tweede belangrike saak. God se voorsiening is dikwels reeds in werking. Die geld wat na James Spurgeon gestuur is, was ingesamel deur 'n groep in Londen, wat hom nie eens geken het nie, presies op die dag toe die koei dood is. God stap dikwels saam in die probleem, om die oplossing te gee voordat jy die probleem nog teekom. Sy tydsberekening is nie uit reaksie nie, dit is vir 'n vars getuienis. Jy kan vertrou dat hy presies weet hoe om jou huidige behoefte te voorsien. 'n Derde les, geloofsgehoorsaamheid, gaan die voorsiening vooraf. James Spurgeon was 'n predikant met 'n klein inkomste, maar hy het geweier om sy fokus op sy omstandighede te plaas. Hy het aangehou om die evangelie te verkondig, ten spyte van finansiële probleme. Die Here voorsien vir die reis waarvoor hy jou geroep het. Wanneer jy die werk van die koninkryk eerste stel, plaas jy jouself onder die spesifieke sorg van die koning. 'n Vierde gedagte, geloofsvolharding is belangriker as wonderwerke. Spurgeon het later opgemerk dat terwyl ons dikwels vir onmiddellike verlossing bid, daar 'n groter heerlikheid is in geloofsvolharding. Soms vervang die Here die koei, die letterlike behoefte, maar ander kere gee hy die krag dat ek en jy vir 'n tydperk daarsonder kan gaan. In beide gevalle is die doel om jou vertroue te laat groei, dat hy altyd daar is vir jou. Die laaste gedagte, wat gebeur, word 'n getuienis vir toekomstige geslagte. Spurgeon het dikwels hierdie storie van sy oupa vertel om sy eie gemeente aan te moedig om die Here te vertrou. Jy sien, jou getrouheid tydens 'n krisis is nie net vir jou nie. Dis 'n lewende preek, dis 'n vars getuienis vir jou kinders, vir jou kleinkinders. Deur op te skrywe, oor te vertel, hoe die Here vir jou in 2026 voorsien het, bou jy 'n plek van toevlug, 'n verwysingsbron vir die geslagte wat kom. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vir U kan vertrou. Baie dankie dat U weet hoe om na ons te kyk. Geef vir ons die genade dat ons oog op niks anders as op U gefestig sal wees nie. Amen.